Julle kan julle Bybels oopmaak by 2 Tessalonisense hoofstuk 3. 2 Tessalonisense hoofstuk 3. En terwyl julle daarin blaai, daar kan ek net gedagte by julle los. Ek sal graag wil hê julle moet uitkyk daarvoor. Hierdie laaste week was in baie opsigte vir my redelik oorweldigend geweest. In die sin dat wat die bediening anders maak, is dat die bediening, en ek gaan dit nou met groot versigtigheid sê, die sukses van die bediening hang nie af van 'n predikant nie, hang nie af van menslike pogings nie. Wat vir my partykeer oorweldigend is dat ek besef dat dit wat 'n predikant met mense hanteer, is eintlik iets totaal onmoontliks. Dis eintlik iets, jy moet mense help, maar dis in dinge waarin daar eintlik geen menslike hulp voor is nie. As God dit nie doen nie, word niemand gehelp nie. Dit is waar dat een van die frustrasies in 'n predikant se hart is partykeer dat jy voel jy preek vir jare lank en jy sien net geen verskil nie. Ek sê nie dis hoe ek voel nie, ek het al so gevoel. Dis voel of jy preek en jy preek jou asem uit en lyk net so of alles net dieselfde bly. En dan besef jy, maar dis 'n werk wat net God kan doen. Partykeer is jy bekommerd want dit lyk asof die duiwel mense so sterk aanval dat jy bekommerd is oor hulle toestand, dat jy bekommerd is, hierdie ou gaan nie kop bo water hou nie en jy kan vir hom niks sê nie en dit voel of niks gaan help nie en dis in 'n gebied wat ek en julle niks kan doen nie. En dan besef jy maar ook dit is iets wat God doen. Ander kere besef ons dat as mense nie verstaan hoe lief God hulle het nie, dat hulle dood eenvoudig net totaal moedeloos sal word. En jy kan vir mense versie stuur, Johannes 3 vers 16 of wat ook al, Romeine 8 vers 28, en baie keer voel dit soos leë woorde. En dan in die Here se soewereiniteit, dan is die volgende teksgedeelte hierdie een. Ek wil hê julle moet oplet, in 5 verse, in vers 1, 2, 4 en 5, is al sy vertroue in die Here vir die werk wat hy in Thessalonika gedoen het en nog steeds doen. Ek wil hê julle moet sien in die gedeelte dat daar is 'n verantwoordelikheid aan ons kant, dis moeilike goed, maar Paulus sê nie een keer, ek is oortuig daarvan dat julle dit kan doen nie. Hy is elke keer oortuig dat God die werk gaan doen. En dit is bemoedigend. So volg saam met my 2 Tessalonisense 3 vanaf vers 1. Ek lees uit die Afrikaanse standaardvertaling. Hy gaan nog so 'n bietjie verskil van die vertaling wat jy voor jou het, maar jy gaan maklik volg. Ten slotte, broers. Nou ek weet julle ene sê verder, nê. Die Griekse woord ten slotte, Paulus is 'n goeie dominee. Hy's nog nie klaar nie. Daar's nog 'n hele hoofstuk oor, dan sê hy maar ek sluit nou af. Soos julle weet mos as dominee sê ek maak nou klaar en lieg hulle, nê. Dat het hulle nog baie om te sê. So, ten slotte, broers, bid vir ons dat die woord van die Here sy loop mag neem en verheerlik mag word soos ook by julle, en dat ons gered mag word van die slegte en bose mense, want nie almal het geloof nie. Maar die Here is getrou, hy wat julle sal versterk en van die bose sal bewaar. En wat julle betref, het ons vertroue in die Here, dat julle dit wat ons beveel sowel doen en sal doen. En mag die Here julle harte rig op die liefde van God en op die volharding van Christus. Net tot daar. Wat jou behoort by te val, as jy die verse oor en oor lees, is in 5 verse 4 keer vertrou hy die Here vir iets. Dit behoort jy raak te sien. Vers 1, die woord van die Here. Vers 3, die Here is getrou. Vers 4, ons vertrou die Here aangaande julle. Vers 5, mag die Here julle harte rig. So wat ook al ek vanoggend van die kant sal sê, behoort dit in gedagte te hou. Aan die ander kant moet julle iets raak sien, dat omtrent al daai dinge het te doen met afhanklikheid van God en gebed. Hy begin in vers 1 en sê julle moet vir ons bid. Iets wat my hierdie week gehelp het, 'n vraag wat ek gereeld hoor, 'n vraag waarmee ek self geworstel het, veral uit die vorige gedeelte uit, is, en ek wil julle moet mooi oplet voor ons Woensdag aand saam gaan bid. Julle sal saamstem as ek vir julle sê Efesiërs 1, God het 'n volmaakte raadsplan waarvolgens hy alles uitwerk, nê. Ons weet dit. Die hele boek Openbaring wys hoe dit wat God gaan doen van begin tot einde, dit staan vas.
En 'n goeie vraag om baie keer te antwoord is, as God dan in elk geval gaan doen wat hy gaan doen, hoekom moet ons bid? Het julle al daai vraag gehad? As God in elk geval gaan doen wat hy gaan doen, want die Psalm sê, God is in die hemel, hy doen wat hy wil. So as dit waar is, hoekom moet ek en julle nog steeds bid? Uit die vorige hoofstuk en uit 1 Tessalonisense 1 vers 4 uit, as God tot weet wie hy gaan red, hoekom moet ek en julle vir mense se redding bid? En hierdie gedeelte antwoord daardie vraag. Ek wil hê julle moet dit sien in vers 1 byvoorbeeld, voor ons verder gaan. Hy sê in vers 1, ten slotte broers, bid vir ons dat die woord van die Here sy loop mag neem. Nou stop net gou daar. Wie van julle het al Jesaja 55 raak gelees, waar die Here sê, my woord sal doen waarvoor ek dit gestuur het? God se woord gaan dit doen. Psalm 147, wat op 'n stadium sê, hy is in die hemel en sy woord sal sy snelle gang gaan. Het julle dit al raak gelees? Nou as dit waar is, as God sy woord gaan stuur en sy woord gaan doen waarvoor hy dit gestuur het, hoekom moet ek en julle bid? Want hy vra vir hulle bid daarvoor. En die teks help ons met dit. Dis opmerklik dat Paulus dinge noem wat ons verantwoordelikheid is, soos gebed, volharding, gehoorsaamheid, maar dat elke keer vertrou hy die Here daarvoor. So kom ons noem vanoggend, kom ons kies 'n tema, kom ons noem dit die Here, gebed en ons verantwoordelikheid. Die Here, gebed en ons verantwoordelikheid. Hier's 4 belangrike dele van Paulus se bediening. Dit het my in hierdie week ongelooflik baie gehelp om reg te dink. Eerstens, Paulus vertrou op die Here vir die snelle loop van die woord. As jy die ou vertaling het, sal jy daardie woorde daar sien in vers 1. Vers 1 en 2. Ten slotte broers, bid vir ons dat die woord van die Here sy loop mag neem en verheerlik mag word, soos ook by julle. Blaai gaan op Psalm 147 toe. Kyk gaan Psalm 147. Julle kan notas maak. As julle Psalm 147 vers 11 tot 15 gaan lees, gaan julle daai woorde sien. Dat God is in die hemel, God stuur wat hy wil, en God se woord sal sy snelle gang gaan reg oor die wêreld. Nou kom ek antwoord daai vraag. Hoekom moet ons dan bid vir dit? Hoekom moet ons bid vir iets wat God in elk geval gaan doen? Hier's die reël. God besluit wat hy gaan doen en God besluit hoe hy dit gaan doen. Daar's die reël. God besluit die doel sowel as die metode. God besluit sy woord gaan doen waarvoor hy dit gestuur het, maar God besluit ook dit gaan deur gebed gebeur. En dis hoekom ek en julle moet bid. Dis genoeg rede om te bid. Want dan weet ek en julle, ons bid vir iets wat God besluit het gaan gebeur. Dis hoekom Johannes so maklik kan skryf 1 Johannes 5 vers 12 en 13, as ons volgens sy wil bid, kan ons weet dat ons dit sal kry, want God het besluit die metode hoe sy wil geskied is deur gebed. En net iets wonderliks, ek weet nie of dit julle so raak nie, maar wat 'n besondere voorreg om te deel in die oorwinning van God. Julle moet gou mooi luister. Ek en julle help God nie om te oorwin nie, hoor. Ek en julle help God nie om sy raadsplan uit te voer nie. Ek en julle deel daarin, in dit wat hy in elk geval doen. En daar's 'n groot verskil. Dit gaan maak of jy gaan angstig bid en sê, maar as ek die Here nie help nie, kan hy dit nie doen nie, of jy gaan deelneem daaraan en sê, wat 'n groot voorreg om deel te wees en jy is glad nie angstig of benoud nie. Nou wat is die gebed in vers 1? Dat die woord van die Here vinnig uitgaan en dat mense daarop sal ag gee. Dis 'n eenvoud wat hy bedoel. Kyk gaan 1 Tessalonisense hoofstuk 1. Wat bedoel hy as hy sê soos by julle? 1 Tessalonisense 1 vers 5. Paulus het vir hulle in sy eerste brief geskryf, omdat ons evangelie nie na julle toe gekom het slegs in woord nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle sekerheid, net soos julle weet watter soort mense ons onder julle was, toe ons ter wille van julle opgetree het. Blaai net om, 1 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 13. En daarom dank ons ook God onophoudelik, omdat julle, nadat julle die woord wat julle van ons oor God gehoor het, ontvang het, dit aangeneem het, nie as die woorde van mense nie, maar soos wat dit werklik is, woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Sien julle wat is die punt? Dit lyk vir my,
Maar een van my vrese is, ons kan ons tyd mors en ons kan jaar na jaar, Sondag na Sondag preek en niks gaan gebeur nie, want ons kan niemand oortuig nie, want mense sien dit as die woorde van mense. Tot daai dag wat jy die Bybel hoor en ewe skielik verstaan jy, maar hierdie is nie die woorde, Janie is nie besig met sy eie opinie nie, ons kan dit aan die Bybel meet en dit is die woord van God. Ons aanvaar dit as van God af. Dis waarvoor ek en julle moet bid. As julle vir my wil bid elke week, ek sê dit vanoggend vir hom Kobus, ek het lank met hom gesels vanoggend, ek het dit nie vir hom gesê nie, inteendeel hy het vir my gesê. Hy sê, Janie, bly vanoggend bietjie by die huis, bid asseblief vir ons, en hy sê vir my die woorde, ek bid vir jou, dat wanneer jy preek, dit ook vrug sal lewer. Dis die beste ding wat jy kan bid, wanneer die woord gepreek word. Ek en my broer toe ons jonger was, en ek sê nou jonger, ek bedoel regtig klein, 6, 7, 8 jaar oud. Ons het dit verpes om vir mekaar iets te doen hoor. Ons gesin, ek en my boetie, ons sou baie keer gesê het, as ek sê ek gaan vir my koffie maak, dan sê my boetie vir my, maak vir my ook, sê vir hom nee. Nou kom hy terug, ek het hom al gespaai, dan gooi ek tomatiesous of sout in sy koffie in. Maar ons het 'n ander ding gehad, dan kom my broer terug, en sê hy vir my, mamma het gesê, jy moet vir my koffie maak. Sê vir my, jy jok, ek hoop julle lag omdat julle dit ook gedoen het. Dan gaan vra ek my ouers, dan sê nee, ons het so gesê. En dan verander dit alles. Want as hy vir my gejok het, as dit sy idee was, ag nee wat, ek het my nie eens daarin gesteer nie. Maar as ma of pa so gesê het, dan gaan maak ons daai koffie. En is dan wanneer partykeer die tomatiesous en die sout bygekom het, want dan moes jy dit doen. Nou weet jy, ons is partykeer so met die woord van die Here. Predikante preek, hulle wys vir jou, nie net predikante nie, jy lees jou Bybel, en jy sien die Bybel verwag iets van jou, maar op daai stadium, dit wat jy is nie lus vir dit nie, jy wil nie daai teksgedeelte hoor nie, jy aanvaar dit, hierdie was maar net menslike opinies, jy sal nie die woorde sê nie, maar jy sal sê, hierdie is God se riglyne waarvolgens ek kan lewe. Dis nie wat hierdie is nie. Hierdie is God se woord, se wet, waarvolgens jy moet lewe. En totdat dit lyk vir my, totdat ons dit nie sien as die woorde van God nie, beteken dit vir ons niks nie. So Paulus vra vir hierdie mense in vers 1, bid vir ons, vir die snelle gang vir die woord, dat dit by hulle sal wees net soos by julle. Met ander woorde, bid dat wanneer daar ongelowiges in die kerk sit, dat God hulle oë sal oopmaak soos wat hy jou oë oopgemaak het. En dat jy dit nie sal sien as woorde van mense nie, maar as woorde van God. Kyk gaan mooi, Paulus vertrou nie op sy eie vermoë of sy eie bekwaamheid as 'n apostel om mense te oortuig. Hy doen dit nie. Hy vertrou op God om dit te doen en dis waarvoor hy bid. Ek sal nooit vergeet nie, Dr. Martin Holt, hy het baie vir ons predikante gebid toe hy nog gelewe het. Ek het een oggend baie vroeg in Natal opgestaan om te gaan bid, toe is hy reeds besig om te bid. Ek sal sy woorde nooit vergeet en hy het gesê, Janie, bid jy ook vir my? En dis nou dom wat ek nou vir julle sê, maar dis hoe dom ek daai tyd was. Ek het gedink, Dr. Martin Holt, die een van die mees begaafde predikers wat in ons land was in sy tyd, en ek moet vir hom bid, het hy dit nodig? Natuurlik het hy dit nodig, want dis God wat die werk doen, nie ons die apostel Paulus, en hy vra vir gebed. Kyk wat sê vers 2, en dat ons gered mag word van die slegte en bose mense, want nie almal het geloof nie. Ek dink nie, dis almal mense wat direk teen die evangelie was nie. Ek dink dit sluit hulle in, maar in die Tessalonisense brief lyk dit vir my, daar was mense wat sogenaamde Christene was, wat 'n vals evangelie verkondig het, en dit het probleme veroorsaak. Weet julle wat is ons land se grootste probleem? Nie die ateïste en die agnostisistes, dit is die regte woord, dit kom nou reg. Dis nie ons grootste probleem nie, agnostikuste, dit kom nou reg. Dis nie ons grootste probleem nie. Die grootste probleem is, daar is soveel sogenaamde evangelies, dat ons nie meer weet watter een is regtig waar nie, watter een is van mense af en watter een is van God nie. Daar is die evangelie dat jy moet sekere wettiese dinge nakom, jy moet die Sabbat hou, jy moet die feeste hou, jy moet sekere dinge doen, en dis 'n evangelie wat hulle verkondig. Daar's ander mense wat 'n evangelie verkondig, wat altyd vir jou sukses, rykdom en al sulke dinge beloof. En dan kom ons in die middel, en ons sien al hierdie verwarring in 'n land soos Afrika, en ons sê, so spreek die Here, Here.
dan vra ou vir ons tereg, maar watter een is nou die woord van die Here? En almal gebruik die Bybel. Hier is een van die grootste argumente. As ek vir mense sou sê, maar by ons kerk gebruik ons die Bybel, gaan meeste mense vir my sê, en hy het al vir my gesê, maar ons gebruik ook die Bybel. Paulus vra vir beskerming teen vals leerstellings. Wie is nou eintlik reg? Is dit nie maar net die idees van mense nie? Ek kan vir julle sê, as jy met die ware evangelie in Afrika gaan instap, gaan 'n klomp mense in Afrika vir jou sê, bring weer eerder vir ons daai mense wat sê ons soek geld en gesondheid. Ek weet van mense wat sendelinge wat gegaan het, dan wys hulle die Jesus film in 'n plekkie vir mense, en toe daar sendelinge kom met die Bybel, toe sê hulle nie, ons soek nie die Bybel nie, ons wil weer die video kyk. Wat maak die verskil? Is dit die bekwaamheid van die prediker? Is dit die charisma van die prediker? Is dit die passie van die prediker? Is dit sy verstandelike vermoë? Weet julle sal nou verstaan, al is jy so passievol soos Paul Washer, is daar vals leraars wat net so passievol is oor hulle vals leerstellings. Kan nie die passie wees nie, kan nie die verstand wees nie. Daar is geniale, briljante predikante wat die waarheid verkondig, maar daar's geniale mense wat valsheid verkondig. Wat maak die verskil? God maak die verskil. En dis hoekom Paulus sê, hy vertrou nie op sy eie bekwaamheid as 'n apostel nie, hy vertrou op God om dit te doen. Bid tot God dat hy sy woord sal laat uitgaan. Die verskil kom in wanneer God dit openbaar. Wanneer God mense tot stilstand roep en vir mense wys wie hy is. Luister gou vanoggend. Ons vertrou nie die vermoë van die dominee of enigiemand anders om die evangelie suksesvol te maak nie. Ons vertrou nie dat ons dominee, en julle sal nou verstaan, die van julle wat hierdie predikers ken, ons eie dominee of wie ook al dit is, John MacArthur, Woody Bacham, Paul Washer, John Piper, die vermoë het om enige iemand te help, as God nie die werk doen nie. Paulus bid vir ons vir die snelle gang vir die evangelie. En dit kan jy bid vir die eenvoudigste predikant. Dit kan jy bid vir die ene wat doodeenvoudig net met die Bybel gaan. Ons erken die gawe wat God aan predikers gee. En ek dank die Here vir dit. Ek lees elke week baie predikers se preke, veral oor hierdie teksgedeelte ook. Maar die sukses van die evangelie is nie die bekwaamheid van 'n persoon nie, maar van God af wat dit doen. Ek en julle behoort, ek hoop op julle gebedslysie, is Here, gee dat u woord sal uitgaan. Hier's toepassings uit hierdie eerste punt uit. Eerste een. Ons bid tot God vir die snelle loop van die evangelie. Here, laat u woord voortgaan met 'n spoed en laat mense dit sien as u woord en nie as die woorde van mense nie. Maak dit deel van jou gebed. Bid, Here, as die woord gepreek word, moet hulle dit nie sien as die woorde van mense nie, wys dit as die woord van God. Tweedens, dink groter as jou eie omstandighede. Weet jy wat tref jou in hierdie stuk? Ek praat nou van Kobus wat vanoggend vir my gesê het, Janie, sterkte met die prediking vanoggend. Dis tog interessant dat Kobus deur 'n bitter moeilike ding gaan, hy en tannie Ida, en tog in sy hart is daar nog steeds hierdie begeerte dat die woord nog steeds doen waarvoor dit gestuur het. Dink bietjie verder as net jou eie omstandighede. Die ouens in Thessalonika het bitter swaar gekry. Hulle is vervolg, hulle het regtig marteling deurgegaan, hulle is geslaan, en dan sê Paulus vir hulle, bid vir ons vir die snelle gang van die evangelie. Iets wat jou kan help in swaar kry, is om jou fokus weg te kry van jou eie omstandighede af na die groter prentjie toe. Bid vir dit. Derdens, bid spesifiek vir sendelinge wat in moeilike omstandighede werk. Ek het julle so 'n paar weke terug vertel van John Chow, die sendeling wat na die Sentinel-eilande toe gegaan het. Eerste keer gegaan, tweede keer toe hy gaan, hy het skaars daar geland, toe skiet hulle hom met pile dood en begrawe hom. Niemand kon nog ooit die mense op die Sentinel-eilande bereik nie, tot vandag toe nie. Bid vir sendelinge wat in moeilike omstandighede werk. Bid dat daai mense, hy het letterlik op die eiland gestap en gesê, God loves you and I want to talk to you about Jesus Christ. En hulle skiet hom met pile dood. Hoe dom kan mense wees? Maar bid dat mense daai dinge sal sien as van God af en nie van mense af nie. Want ek en julle kan nou verval en sê, maar nou gaan niemand hulle ooit bereik nie. Dis nie waar nie. God kan hulle oë oopmaak en hulle sien dit ewe skielik is die woord van God. En hulle word tot stilstand geruk. Vierdens, verkondig die evangelie en vertrou God vir die uitkoms. Moenie ophou nie.
Moenie sê maar ek praat met soveel mense en niemand luister nie. Verkondig die evangelie en vertrou God vir die uitkoms. So ja, God se woord sal doen waarvoor hy dit gestuur het, maar dit gebeur deur gebed. En ek wil vir julle vra, hoeveel keer bid jy vir dit in jou gebedslys? Tweede punt, tweede deel van sy bediening waarvoor hy God vertrou. Paulus vertrou op die Here om gelowiges van die bose te bewaar, vers 3. Maar die Here is getrou, hy wat julle sal versterk en van die bose sal bewaar. Van julle sal sien in julle vertalings is bose met 'n hoofletter, sien julle dit raak? Engelse vertalings, party evil met 'n klein lettertjie E, ander Engelse vertalings the evil one. Nou, dis net doodeenvoudig dat die woord albei kan beteken. Ek dink uit die konteks van die vorige hoofstuk uit verwys dit na die bose een, na Satan, wat ons aanval. Weet julle waaroor is ons as gelowiges dikwels meer naïef as enigiets anders? Jou geestelike stryd. Daar is min dinge waaroor ons so naïef is as ons geestelike stryd. Ons dink altyd aan stryd as ons fisiese dinge, gesondheid, ons finansies, ons omstandighede, ons werk hard om te voorsien in daardie dinge, maar wie dink aan die geestelike stryd? Nou, die plek waar jy die seerste kan kry is geestelik, hoor, oom Dirk? Ja, daar is een agter. Dink die TV is aan. Ons kan my Abigail is so bietjie seer vanoggend. Sy het so nee, daar is sy moederskamer. Ons kan hom gebruik. Ek dink die TV is aan. Nee, is reg. Nee, Benny sal met Abigail daar gaan sit, oom Dirk. My Abigail is bietjie af vanoggend. Weet julle die plek waar jy die seerste gaan kry in jou lewe is geestelik. As jy geestelik skade ly, is dit bitter ernstig. Weet jy, ek en julle moet dit leer. Ek hoop julle is bewus daarvan, dat daar 'n geestelike, bose mag is, wie se hele doel dit is om jou te vernietig. Ek weet nie of almal dit glo nie. Ek het al vir julle gesê, ek vra vir kinders op 'n voortrekkerkamp, ek vra vir hulle, glo julle die duiwel bestaan? En 75% van daai kinders sê nie die duiwel bestaan nie, of ons weet nie of hy bestaan nie. Daar is 'n duiwel en sy hele doel is om jou lewe geestelik vir jou te vernietig. Dis sy doel. Hy is absoluut uit op dit. Dink jy ooit daaraan in jou geestelike lewe, in jou huwelik, dat daar 'n duiwel is wat jou huwelik wil verbrokkel? Dat daar 'n bose mag is wat jou stryd teen sonde en al daai ander dinge wil gebruik om jou te vernietig? En ek en julle kan aan dit niks doen. Ek het al 3 of 4 keer in my lewe met mense gepraat, wat baie bewus was van 'n stryd teen die bose. En daar is niks wat jou so magteloos laat voel soos dit nie. Want jy kan nie vir 'n ou pilletjie gee nie, jy kan nie vir hom geld gee nie. Dis 'n geestelike stryd. Maar kyk wat sê ons teks. Vers 3 sê dit: maar die Here is getrou, hy wat julle sal versterk en van die bose sal bewaar. Julle ken 1 Petrus 5 vers 8 en 9, nê? Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dis 'n ernstige waarskuwing. En dan kom Paulus en hy sê, maar hy vertrou die Here, maar die Here is getrou, hy wat julle sal versterk en van die bose sal bewaar. Dank die Here vir dit. Dit het my bediening verander. As ek nou met mense praat wat in 'n geestelike stryd is en die duiwel is besig om hulle te versoek, dink ek ek weet my vermoë kan niks doen nie. Maar ek raak nie meer angstig nie, want God sê hy sal ons beskerm. God sê hy sal ons van die bose bewaar. Dalk voel jy die duiwel val vir jou so aan dat jy nie weet watter kant toe nie. Herinner God aan sy beloftes. Ek is daarvan oortuig dat God almal van die bose sal bewaar. Hy beloof dit in sy woord. En weer eens, dis iets waarvoor ons moet bid in hierdie gedeelte. Onthou julle Jesus se gebed, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid dalk te min vir hierdie goed. Ons bid vir mekaar se fisiese stryd, ons bid nie vir mekaar se geestelike stryd nie. Nou, ons moet reg dink oor die beskerming van God. Ek dink nie die beskerming vir hierdie mense beteken dat julle altyd fisies veilig gaan wees nie, want hulle het bitter swaar gekry. Om dit te wys, blaai gaan na Lukas 21 toe. Want baie mense worstel hiermee, as hulle sê dinge soos, maar God het gesê hy sal ons beskerm, hoekom beskerm hy my dan nou nie?
Lukas hoofstuk 21, ons het dit daai tyd hanteer, toe ons deur Lukas is. Lukas 21 vanaf vers 16. Dis van die laaste dinge wat Jesus vir hulle gesê het voor die kruisiging. Jesus sê vir hulle, en julle sal oorgelewer word, selfs deur julle ouers en broers en familielede en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat word deur almal ter wille van my naam, maar daar sal beslis nie 'n haar van julle hoof verlore gaan nie. Red julle lewens deur julle volharding. Hoe maak dit sin? Hulle gaan julle doodmaak, maar daar sal nie 'n haar van jou kop af wees nie. Wat bedoel Lukas? Geestelik kan ek en julle glad nie skade ly in ons verhouding tot God nie. Hy sal vir ons beskerm. Romeine 8, selfs al sou die dood ons bedreig, kan niks ons skei van sy liefde nie. So ek dink nie dat Paulus skryf vir hierdie ouens en hulle met 'n plakkertjie op hulle kar plak, ek word beskerm deur 2 Tessalonisense 3 vers 3, hy gaan my van die bose bewaar dat niemand jou kar gaan steel nie. Ek dink nie dis wat hy bedoel nie, want vir die Hebreërs skrywer skryf hy julle tot die berowing van julle besittings met blydskap aanvaar. Ek dink die beskerming hier is jou siel. Jesus het dit gesê, ek dink is in Lukas 9 of Lukas 10, ek is nie seker nie. Moenie hom vrees wat jou liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom wat jou siel in die hel kan werp. Dis jou siel waaroor dit gaan, wat beskerm word. Wat beteken dit? Dit beteken jou siel sal nie skade ly nie. Selfs al sou hulle jou doodmaak, sal jy veilig wees. Nie 'n haar van jou kop sal daar wees nie. Hier is 'n toepassing, bid dit vir jouself. Here, beskerm my teen die bose. Bid dit vir ander gelowiges in die gemeente wat bitter swaar kry. Net omdat jy nie 'n geestelike stryd op hierdie stadium het nie, beteken dit nie dat daar ander mense is wat dit nie het nie. Bid vir ander gelowiges, maar vertrou die Here dat nie een wat deur die Vader aan die Seun gegee is verlore sal gaan nie. Johannes hoofstuk 6. Volgende een. Paulus vertrou die Here dat gelowiges gehoorsaam sal wees. Hier is my gunsteling een. Wat my gehelp het in die bediening, vers 4. En wat julle betref, het ons vertroue in die Here dat julle dit wat ons beveel sowel doen en sal doen. Hier is vir my die mees praktiese hulp. Een van die frustrasies is in berading, as jy weet jy praat met 'n kind van die Here en jy sê vir hulle wat die Here sê hulle moet doen, en hulle sit daar so waserige uitdrukking in die oë, hulle is nie nou lus om dit te hoor nie. As jy gered is, sal God gehoorsaamheid in jou werk. As herder, as pastoor, moes ek al dikwels in berading vir gelowiges wys wat die Here van hulle verwag. En dikwels was dit bitter moeilike dinge wat die Here van hulle verwag het. Praat nie van 'n subjektiewe wil nie, praat van iets objektief. Kom ons sê 'n man of 'n vrou wil vir 'n onbybelse rede skei, vir hulle in die Bybel wys dis 'n onbybelse rede, dis die Here se wil. 1 Korintiërs 7 dat die gelowige nie skei nie, en dis moeilike goed. Dis maklik om dit te sê as jy nie in daai persoon se omstandighede sit nie, maar as daai vrou aan die ander kant van die tafel sit en haar huwelik is regtig vir haar moeilik, haar man is ongered en hy maak haar lewe moeilik, hoe kyk jy iemand in die oë en sê dit vir hulle? My vertroue is nie in daai persoon wat sal luister nie, my vertroue is dat die Here daardie persoon sal help. Dit het meer as een keer gebeur, maar ek het al vir julle vertel, een spesifieke keer het ek met gelowiges gaan praat, 'n oom en 'n tannie wat met ander mense moes versoen het. Baie jare terug, is nie mense hier in die gemeente nie, wel hulle was nie meer in die gemeente toe ek hier kom nie. Ek wys vir hulle in die Bybel, daar sê die Here, as die een iets teen die ander net vergewe hom, gaan maak dit reg. Die Bybel is vol opdragte, en hulle woorde is, ja, ons sien dit. En ek vra vir hulle, so wanneer gaan julle dit nou doen? En die tannie antwoord, sy sê, nee, ons sal maar wag en sien. En ek sê vir die tannie, en ek het dit baie opreg bedoel, 10 jaar terug, ek sê, tannie, ek is nie benoud nie. As jy 'n kind van die Here is, sal jy die regte ding doen. Nou die tannie het my woorde verkeerd geïnterpreteer, sy was bitter kwaad vir my. Sy het gesê, sê jy ek is nie gered nie? En ek sê vir tannie, is nie wat ek sê nie. Ek sê my vertroue dat jy gaan luister, is nie in jou setel nie, maar is in God wat in jou werk. En dis regtig so.
Daar's 'n verskil wanneer ek met gelowiges praat en hulle bely dat hulle kinders van die Here is en jy kan sien hulle is kinders van die Here. Ek is Bybels oortuig, hulle gaan die regte besluit op die ou einde neem. Ek kan nie dieselfde sê wanneer dit 'n ongelowige is nie. Wanneer ongelowiges iets doen wat hulle nie moet nie, hulle is in die kerk, hulle is op die lederol, maar hulle lewe dra nie vrug nie, om vir hulle te sê wat die Here sê, ek kan nie sê dat ek daai hoop het dat hulle dit gaan doen nie. Want die verskil is God. En dis hoekom Paulus vir hierdie ouens skryf, julle is in moeilike omstandighede, en wat julle betref, het ons vertroue in die Here, dat julle dit wat ons beveel sowel doen en sal doen. Want God werk in die kind van die Here. Hy sê dit in vers 4, die ou vertaling sê dit mooi, aangaande julle in die Here. Die woord Here daar beteken baas, beteken hy is hoof oor jou lewe, beteken jy kies nie wat jy wil gehoorsaam en wanneer jy wil gehoorsaam nie, beteken God het klaar gekies wat jy gehoorsaam en wanneer, nou, oombliklik. Dit is die verskil tussen ongelowiges en gelowiges. Ek wil vir julle sê as predikant, nie lank in die bediening nie, dis seker nou 16 jaar, ek is nie seker nie. My vertroue is nie meer in mense om die regte ding te doen nie. My vertroue is die Here, dat hy daai mense sal verander, soos wat hy beloof het. En weet julle wat is die mooi? Om die verskil te sien deur die jare. Daar is vir my min dinge so bemoedigend, as om kinders van die Here te aanskou, wat bitter moeilike dinge deurgegaan het. Maar hulle die regte besluite geneem en deur hulle lewe kan jy sien al hoe meer. Dinge waarmee hulle in hulle lewe geworstel het, is nou nie meer 'n stryd nie. Hulle dien die Here, hulle doen die regte dinge. Dis die mooiste ding as 'n vrou van haar man sê, vandat hy by die Here uitgekom het, is hy 'n totale ander mens, ek ken hom nie. Iemand het dit in die week weer vir my gesê. Het jy al teruggekyk in jou lewe en gelet op goed waarmee jy in die verlede geworstel het, wat nou al vir jou beter is? Dis die werk van die Here, dank die Here vir dit, dat hy jou lewe verander. Hy skryf vir hulle dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Ja, daar's verantwoordelikheid. Ja, jy moet gehoorsaam wees. Hier's ook 'n les hierin. Hy skryf van dit wat die apostels geskryf het, hoor. Hy skryf nie enigiets wat enige iemand vir jou sê nie, dit wat in die Bybel geskryf staan. Die laaste punt, waarvoor Paulus die Here vertrou. Paulus vertrou die Here om gelowiges se harte te rig, vers 5. En mag die Here julle harte rig op die liefde van God en op die volharding van Christus. Daar is niks so kosbaar wat God vir jou kan doen, as om sy liefde vir jou te wys nie. Niks nie. Julle kan vir my sê of ek verkeerd is of nie, meeste mense wat deur swaar kry gaan, meeste mense wat moedeloos raak, depressief raak, hier's die twee goed waarmee hulle worstel. Ek weet nie regtig of God my so lief het nie. Tweedens, ek weet nie of ek hier kan deurkom nie, reg of verkeerd. Dis die twee vrae waarmee meeste mense worstel. Kan ek seker wees God het my so lief, en kan ek seker wees ek sal hier kan deurkom? En hy antwoord altyd daai vrae in sy seënuitspraak in vers 5. Partykeer twyfel jy in beide daardie. Jy twyfel of God jou regtig liefhet, en jy twyfel of jy dit gaan maak. Jy's eintlik al klaar gewond nog voor jy in die stryd ingaan. Maar weet julle wat kan ons vir mekaar bid? Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Ek dink nie, hy praat in daai vers van ons liefde vir God nie. Ek dink hy praat van God se liefde vir ons. Ek het jare terug vir julle van dit vertel. Ek het op 'n stadium in 2002, ek het die gebruik gehad, dat elke keer elke nuwe jaar koop ek vir my 'n nuwe Bybel, daai tyd sommer 'n goedkoop nuwe vertaling, dan skryf ek die jaar van die Bybel so op die kant. Ek het 'n Bybel waarop staan 2002. As iemand daai Bybel sou vat en deur hom blaai, en julle kom byvoorbeeld by Klaagliedere 3, sal julle sien dat van die bladsye so verkrummeld is. Dit lyk of hy nat geword het. Was nie water nie, ek het gesit en huil soos 'n babietjie. Dit het vir my gevoel op daai stadium in my lewe in 2002, of die Here my roep vir die bediening, en my toe so vinnig uit die bediening probeer uitgooi as wat hy kan, en my hele lewe wil verongeluk. Ek was nie lus om na raad van vriende te luister nie. Ek het op 'n stadium in my kar gaan sit. Ek sê vanoggend vir Loret, een van Jan de Wet se liedjies wat my onder andere gehelp het, is ek onthou daai stadium was daar 'n CD van hom in die CD-speler, en waar hy die Onse Vader sing.
En hoe meer ek die woorde sing, ons Vader wat woon in die hemel, hoe meer heilig, want ek is nie seker of hy my Vader is nie, dit maak dit net vir my, julle weet mos hoe kan musiek jou nog meer emosioneel maak, nee, jy wil later net huil, en ek verstaan nie, en ek het trane gehuil, nie net op daai bladsy nie, op 'n klomp ander bladsy in daai Bybel. Vandag kyk ek terug, en ek sien dit was alles die handelinge van 'n liefdevolle Vader, wat presies geweet het wat hy doen. Ek kan eerlik sê dat in die laaste paar jaar in my lewe het ek nog nooit weer getwyfel oor God se liefde vir my nie. Dit is moeilike omstandighede, maar ek het nog nie 'n dag getwyfel of God my regtig liefhet nie. Liewe gelowige, as jy net die liefde van God vir jou kan raak sien. Galasiërs 2 vers 20. Ons ken altyd die eerste deel van die vers. Almal ken die eerste deel, maar hoor die tweede deel. Galasiërs 2 vers 20. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe op aarde wat ek nou leef, leef ek in geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself ter wille van my oorgegee het. Jy het geen rede om in die liefde van God te twyfel, wanneer jy na die kruis kyk nie. Geensins nie. Ek kan nie onthou, nog iemand het 'n lied gesing, en in die lied sing die persoon, kyk na my hande, dan sê hy, ek het dit vir jou gedoen. Moenie twyfel in die liefde van God nie. Bid dit vir mekaar. Mag, soos die teks, mag die Here julle harte rig op die liefde van God. Hy sê in die tweede deel, en op die volharding van Christus. Hierdie vertaling vertaal hom mooi. Lydsaamheid is nie die woord wat ons mee baie gebruik nie. Verkies die woord volharding van Christus. Wat bedoel hy daarmee? Daai tweede vraag. Ok, as God my lief het, hoe weet ek nou ek sal dit maak? Hier is die antwoord, in swart op wit. Christus het dit klaar vir jou gemaak. Jy hoef nooit in jou lewe bang te wees as 'n kind van die Here of jy dit gaan maak nie, want Christus het dit klaar vir jou gemaak. Ken julle Romeine 8 vers 37? Ons is almal meer as oorwinnaars deur hom. Waarna verwys dit? Dit wat Christus reeds gedoen het. Vers 32 van Romeine 8, want as hy sy seun oorgelewer het om vir ons te sterf, sal hy nie saam met hom ook al hierdie ander dinge vir ons gee nie. Jy het dit klaar gemaak in Christus. Maar ek wil dit vir julle nog meer duidelik wys in Hebreërs hoofstuk 12. Hier is dit swart op wit. Jy gaan dit maak nie omdat jy so sterk is nie, maar omdat Christus so sterk is. Hebreërs 12 vers 2. En ons aandag vestig op Jesus, die grondlegger en volëinder van die geloof, wat ter wille van die vreugde wat hom vir hom nie vooruitsig gestel is, die kruis verduur en die skande daarvan geminag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Daai woorde begin tot volëinder beteken Christus het jou volharding klaar vir jou gedoen. En Paulus skryf vir hierdie mense, mag God julle help dat julle kan sien wat Jesus in jou plek klaar vir jou gedoen het. Dis hoekom Paulus hierdie dinge vir hulle skryf. Ek preek laas Sondag in Pretoria. Ek deel met hulle wat ek 2 weke terug met julle gedeel het, hoe styf God jou vashou. En 'n jong vrou kom na my toe. Sy sê dit was vir haar so bemoedigend, want sy was al soveel aande bekommerd oor haar redding en of sy dit gaan maak, en ek sal haar woorde nooit vergeet nie. Sy sê vir my, Jannie, ek het maar voete van klei. Ek sê, was reg, maar Christus het nie voete van klei nie. Christus is die rots. Jy is vas in Christus. Dis nie jou voete van klei wat dit gaan maak nie, dis Christus wat dit reeds gedoen het. Dis hoekom Paulus kan skryf, ons is meer as oorwinnaars. Wanneer die duiwel jou versoek om die liefde van God te betwyfel, kyk na die kruis. Wanneer jy twyfel of jy kan volhard, kyk na die volharding van Christus. Vertrou God vir sy woord, vertrou God vir sy beskerming teen die bose, vertrou God vir sy werk in jou om vir hom te lewe, en vertrou God se liefde vir jou.